Ons almagtige God en Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om vandag voor U te verskyn. Vader, ek vra dat U asseblief ons sal seën, dat U ons harte sal open en dat ons plek sal maak vir die Heilige Gees om met ons te praat. Ek vra dat U alle boosheid vandag in die kerk sal weer, terwyl ons U aanbid, en dat ons dit alles sal doen tot U eer en vir U eer roepen. Ek vra ook Here om dit my laat verdwyn, en dat U sal verskyn, en dat ek nie in ons dit sal wees. Dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Ons skriftuurlesing is in Markus 1, vers 21 en 22. En hulle het in Kapernaum gekom, en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Tot sover. Mag die Here hierdie geleesde gedeelte seën, en dat ons later deur hierdie preek nog meer na hierdie gedeelte gaan terugkom. Kom ons sing hartlik lied nommer 30 saam, en na afloop van die lied gaan ons oor na knielpunte vir die hoofgebed. Die eerste senuwees is nou verby. Kom ons hoor wat die Here vir ons wil sê vandag. Ek het aanvanklik die idee gehad wat ek oor sou preek vandag, maar getrou, soos wat die Heilige Gees dit altyd doen, het ek gelukkig hierdie keer betyds 'n ander boodskap gekry. Sabbatswonderwerke. Die man met die bose gees. Ek haal leraar François du Plessis aan, waar hy sê, ek was toevallig naby Kapernaum gewees toe die Italiaanse argeoloog die oorspronklike ruïnes uit Jesus se tyd ontdek het. Wanneer 'n mens die ruïnes van antieke Kapernaum besoek, kom jy op 'n half gerestoreerde sinagoge af. Argeoloog sê vir ons, die ruïnes dateer uit die 3de eeu na Christus. Ek gaan vandag so 'n bietjie kyk na sinagoges en wat daar gebeur. Ek gaan dit waarskynlik bietjie anders doen as wat ek preek normaalweg verloop moet. Vergewe my as dit vir julle dalk sal onskuld gee, maar dit is hoe dit op my hart gedruk is om dit oor te dra. Die woord sinagoge kom van twee Griekse woorde, soen, wat saam beteken, en ago, wat bring beteken. Met ander woorde, dis 'n plek wat mense saambring, of by mekaar bring. Dit was tydens die ballingskap, dat die sinagoge gedagte, die ballingskap in Esegiel se tyd, dat hierdie gedagte die Esegiel gebore was. Nou, typiese sinagoge in klein dorpies is gedurende die week as skool gebruik waar seuns opleiding ontvang het, maar op die Sabbat is dit vir aanbidding gebruik. Dit was soos 'n center of influence gewees. Dit wat ons graag wil hê ons gemeente en ons fasiliteite hier moet wees. Nou kom ons kyk hoe 'n typiese antieke sinagoge gelyk het en hoe dinge daar gewerk het. Die man wat vir die instandhouding van die sinagoge verantwoordelik was die Gassan of die Gassan genoem. Hy was dan ook die man wat lijfstraf toegedien het, indien dit nodig was. Ek dink hy was al 'n groot, fors en sterk man gewees. Vrydagmiddag het op sy silwer trompet geblaas en daardeur die naderende koms van die Sabbat aangekondig. Die Destijnse kerkraad het hy 10
mense bestaan. Die voorsitter was die hoof van die sinagoge genoem. Hy moes elke week mense aanstel om op Sabbat en die Torah, die eerste 5 boeke van die skrif te lees, te bid en te preek. Nou wanneer jy by die syde van 'n tipiese sinagoge ingestap het, was daar prente geskilder, soos byvoorbeeld druiwetrosse wat teen die mure geskilder was. Dit was Israel se nasionale simbool. Graverings van die kandelaar het die aanbidders aan die sieninge van lig herinner. Op ander mure was daar illustrasies van 'n pot, manna en 'n paaslam. Nou gaan ons kyk hoe 'n tipiese erediens verloop het. Voor in die sinagoge was 'n kus wat boekrolle van die wet en die profete bevat het. Die Bybel, as ek hierdie skrifte so kan noem, is vanaf 'n podium gelees. En die prediker het op 'n stoel gesit en preek. Dis 2 afsonderlike gebeurtenisse wat nou hier gebeur. Matteus 23 vers 6 verwys na die voorste plekke in die sinagoge. En hier begin ek nou my verbeelding gebruik, en dis wat ek sê, bear with me asseblief. Hier in die voorste plekke het die manne met hulle duur, goed versorgde, mooi geroskamde kamele gesit. Maar gee asseblief ook die verbeelding so 'n bietjie vrye teels. En net so veel interessantheid gaan lees maar die hele Matteus 23 op aan die hele tydjie het. Mense wat geen of ouerige donkies besit het op die agterste banke gesit wat nie gestoffeer was nie. Ons kyk nou vandag spesifiek na Capernaum. Capernaum was 'n dorp in Galilea, en dit is dan ook hier waar Jesus se tweede en derde wonderwerk plaasgevind het. Ons gaan dit so 'n bietjie later bespreek. Stel je voor, Jesus stap in die sinagoge in Capernaum binne. En ek wil dit weer 'n keer beklemtoon, en ek gaan dit dalk nog 'n keer beklemtoon. Dit is my eie verbeeldingsvlug wat hier so wat ek besig is om te skets. Dis nie woorde wat ek uit die Bybel uitgehaal het nie. Waar dink jy het Jesus gaan sit in die sinagoge in Capernaum besoek het? Voordat die Gassan vir hom kon sê om heel agter te gaan sit, het hy dit self gedoen. In die agterste bank koel Jesus 'n man met 'n handdruk. Hierdie man dra 'n ou kleed. Sy oë is wild. Net so hier en daar 'n tand in die mond. Die verrigtinge begin aanvang neem. Die eerste deel, Jesus sien hoe 'n man die rolle van die wet en die profete en die kus uithaal en die openingsgebed doen. Hy vra die gemeente om die volgende gedeeltes uit Numeri en Deuteronomium saam op te sê. Hierdie skrifgedeeltes in Deuteronomium staan bekend as die Shema. Na die eerste woorde van Deuteronomium 6 vers 4 en 5 gaan ek vir ons lees. Die eerste woorde sê: Hoor Israel, die Here ons God is die enige God. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Ek gaan nie die res van Deuteronomium 5 lees nie. Daar is baie voorskrifte daaraan verbonde. Almal behalwe die een man neem deel. Dis 'n aardige man langs wie Jesus in die kerkbank gesit. Nadat die gemeente nog 'n paar pragtige Bybeltekste opgesê het, neem 'n paar priesters hulle plekke in op die verhoog en spreek die volgende seën uit. Wat staan as die priesterlike seën, opgeteken in Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ons hoor ook gereeld in die eredienste hierdie
seënbede aan die einde van die erediens. Die deel wat hierop volg, is die parasha, die lees van die wet. Nou gedurende die tweede helfte van die diens is mense in die gemeente gevra om gedeeltes uit die wet te lees. En as jy nie kon voorlees nie, het die hoof van die sinagoge jou gevra om te gaan sit. Nou, dis my eie verbeelding wat ek hier gebruik. Jesus kyk hoe verskillende mense gedeeltes uit die wet lees. Die Jode het geglo dat jy God se guns hierdeur kon verdien. Die man namens Jesus sou ook baie graag wil lees, maar hy het nie gekwalifiseer nie. Sy ou klere, sy mond, sonder tande, en nog die feit dat hy kon ook gehakel het, as hy maak dat hy oor die hoof gesien is. Maar kort, maak hierdie man snaakse geleide. Die mense naby hom besef dat is groot fout, en skryf so 'n bietjie ongemaklik van hom weg. Dit was net die ryk man in die voorste banke wat daardie Sabbat gelees het, en sodoende guns by God kon verdien het. Nou, dit is 'n verbeeldingsstorie wat ek vertel. Dit grens aan 'n kinderstorie vir groot mense. En onthou die definisie van 'n storie en 'n verhaal, hierdie is nou 'n storieetjie wat ek vertel. Die drome, die dommerige arme mense in die agterste banke, het so al vanaf sleg gevoel en getwyfel of hulle ooit die koninkryk deur grammatika en welsprekendheid sou verdien. Maar wie sit saam met hulle daar? Jesus, wat reeds God se guns verdien het, was teenwoordig. En terwyl die aanbidders daardie Sabbat hard probeer het om hulle eie saligheid te verdien, was Jesus in hulle midde. Hy het reeds God se guns vir hulle verdien. En van hier af van hierdie storie oorgaan na 'n verhaal toe. Miskien het ek en jy ook vandag kerk toe gekom om God se guns te wen. Dis nie nodig nie. Dis nodig om ons kerk te kom, maar dis nie die rede daarvoor. Jesus is hier, omdat hy in ons midde is, geniet ons reeds die Vader se guns. En terwille van bevestiging, ek sê dit net met duim het nie, Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Ons het daarvoor gebid al vanoggend verskeie kere. En die ander gebed het ek dit ook gedoen, Here wees asseblief teenwoordig hier. Ons het dit vroeër in ons doopklas gespreek. Wanneer ons die woord van God oopmaak, moet ons dit bidend doen. Daar word nou weer gelees. Dis deel 3. Die Haftarah, die lees van die profete volgende. Die derde gedeelte van die diens het die lees van die profete bestaan, en omdat die wet, die Torah, die eerste 5 boeke van Moses as extra heilig beskou is, was dit in 2 rolle opgerol. Die profete was minder heilig beskou, en is net in 1 rol opgerol. En hier moes mense natuurlik so 'n bietjie meer dalk lees, om dieselfde geestelike punte te verdien. Die man in die voorste banke, met die mooi klere, het baie goed gedoen. Hierdie spesifieke dag, het dalk net 1 of 2 gehakel en is teruggestuur. En mens wonder wat alles deur Jesus se gedagtes gegaan het, terwyl hy dit geheilig geslaan het. Die snaakste man met sy ou baadjie en sy uittande wat langs Jesus sit, beny die mense wat ook beurte gekry het om te lees, en sodoende extra guns vir God kon verdien het. Nou breek die belangrike gedeelte aan, deel 4, die Rasia, die preek. Dit was die laaste gedeelte van die diens, hierdie aanbieding was baie soos 'n preek. Almal het daarna uitgesien om dit te hoor. Tydens die lees van die wet en die profete het die aanbieders gestaan, maar die een wat die preek gelewer het naby die podium op 'n stoel gesit. Jesus verwys na hierdie stoel in Matteus 23 vers 1 en 2. Toe Jesus die skare aan sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Die prediker het sy preek gewoonlik op die
die les van of die profete of die wet gebaseer. Op hierdie spesifieke Sabbat is Jesus gevra om die preek te neem. Ek weet een van my eie gedagtes, dit mag dalk gewees het, dat hy die hoof van die sinagoge sy kind genees het, en dat die hom toe gevra, ek weet nie, ek spekuleer. Jesus groet die snaakse man met die ou baadjie aan, en die uittande, en hy stap verby die rykmanne, en die voorste banke, en dan kom hy op die verhoog, en hy gaan sit op Moses se simboliese stoel. Dit is net hier, waar dinge 'n verrassende wending gaan neem, en ek wil op hierdie stadium ook sê, die preek wat ek aanvanklik al gepreek het, sy titel was, wat 'n verrassing. Die Here sal van die seker nog aan die tyd laat preek, want dit is belangrik dat ons daai boodskap ook moet kry. Vir die volgende paar oomblikke fokus ons op Jesus en die man wat agter hom gesit het, so daar langs hom gesit het, die man wat homself nie in die hemel kon inlees nie, die man wat sy senuweepille by die bypasiënte van Livingston kry. En nou is die storie uit. Nou begin ons werklik met die verhaal. Markus 1 vers 21 tot 22, dit is 'n gedeelte van ons skrifgedeelte, gaan ek weer 'n keer lees, maar ons gaan nou na 'n paar ander verse wat volg hierso kyk. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Jesus se preek, en ek haal weer Dr. Frans du Plessis, en Frenchies was Professor Walter Feit met deernis na verwys aan. En Frans wil sê, terwyl ek die ruïnes van Kapernaum sinagoge besoek het, wens ek kon Jesus se preek gehoor het. En wat nou volg is 'n paar aanhalings uit die geskrifte van mevrou White. Die klassieke boek van Konings van die Eeue noem die volgende feite. Sy woorde het lig op die leer van die patriarge en die profete gewerk, en die Bybel het vir die mense 'n nuwe openbaring geword. Nog nooit tevore het sy toehoorders so diepe betekenis in die woord van God gesien. Jesus het op die vlak van sy gehoor gepraat. Vir die vissermanne het hy van nette en groot visse gepraat. By die sakemanne het hy oor van inflasie gepraat. By die mense in die gehoor wat teenoor Jesus bevoorbeeld was, het hy met tak hanteer. Hy het met oorspronklike illustrasies verras. Deur mense se verbeeldingskrag wakker te maak, het hy hulle harte bereik. As Jesus vir ons vandag gepreek het, sou hy dalk ons taal gebruik het, soos byvoorbeeld, 'n man het eendag die nuutste, baie gevorderde rekenaar met al die bells en whistles gekoop. Nadat hy kosbare inligting op sy massiewe, veelvuldige terabyte hardeskyf gesit het die rekenaar gevries. En die hardeskyf het opgepak en hy het alles verloor. Maar toe kom daar 'n kundige wat al hierdie waardevolle inligting van hom weer terugkry en herwin. So is dit ook in die koninkryk van die hemel. Alles wat jy in hierdie lewe verloor het, gaan jy binnekort weer terugkry. Wat het van die man met die verstonse klere en met die munttande geword? Die sogenaamde besetene. Terwyl Jesus hierdie Sabbat preek, het die ou in die agterste bank so vaagig agtergekom, dat hy die teenwoordigheid van iemand is wat hom kon genees. Die senuweepille wat hy die oggend vroeg gedrink het, is amper uitgewerk. Terwyl Jesus spreek, het Jesus 'n helende deernis uitgestraal. Mense wat moeg geword het op die lewenspad, het weer moed geskep. Die mense kom agter dat die snaakse ou rusteloos geword het.
Ons lees in Koning van die Eeuwe, bladsy 256, die geheime oorsaak van die lot wat hierdie man getref het, en om so 'n vreesaanjaende skouspel vir sy medemens en 'n las van homself gemaak het, was by homself te soek. Dis baie interessant. Die probleem was hy self. Baie keer soek ons die oorsaak van die ellende en omstandighede by oorerwing of faktore buite onsself. Hierdie man se probleme het binne homself gelê. Dis ook waar ons probleme vandag lê, binne onsself. Die Gees van Profesie lewer verder kommentaar. Lees weer in die Koning van die Eeuwe, het hy homself deur die plesier van die sonde laat verlei en gedink die lewe is 'n groot karnaval. Hy het nooit nie gedroom, hy kon ooit 'n skrik vir die wêreld en 'n skande vir sy familie word nie. Hy het gedag, hy het ons sy tyd en sogenaamde onskuldige sinsgenot deurbring. Maar eers, eenmaal op 'n afdraande pad, het hy vinnig afgeglij. Onmatigheid en ligsinnigheid het sy geaardheid bederf. En Satan het volkome beheer oor hom verkry. Ek het hierdie man 'n naam gegee. Ami Shaddai. Ami, wat beteken die gekoopte slaaf, en Shaddai, meer as genoeg. En ek het nie geliefdes, die gekoopte slawe vir wie Jesus meer as genoeg betaal het. Dit kan ons naam ook wees. As Ami Shaddai vandag ons gelewe het, sou hy heel waarskynlik 'n baie vinnige Yamaha motorfiets gery het. En het gereeld hierdie, en Anton sal nou verstaan wat ek sê, het sal gereeld hierdie vark so oordraai en teen 300 km/h by ander motoriste verbyjaag en nie net sy eie lewe nie, maar vele ander se lewens onnodig gevaar stel. Op sy baadjie sal daar waarskynlik die woorde Hells Angels gelees het. En hy het die sterkste sigaret gerook wat vermeng was met ander kwak. Die mense in die spreektaal noem dit sommer raaskwak. En sy gunsteling drankie sou klippe op brandewyn gewees het. Lippe teen die klippe, so sommige mense hulle geliekoosde drankie noem. Dis waar hy begin het. Maar dis nie waar hy geëindig het nie. Daarom Vigs was nou sy medemeesters. As gevolg van die Vigs wat hy opgedoen het selfs die eskortagentskappe omgeweier. Geestesgesondheid is die produk van selfbeheersing. Geestesongesteldheid is die produk van toegee aan onheilige verbeeldingsvlugte. Hoekom kom ons kerk toe? Wat kom maak ons hierso? Vir een of ander rede het Ami Shaddai daar die spesifieke Sabbat kerk toe gekom. Miskien wou hy om geld of kos kom weer het. Miskien het die duiwel hom daarin gejaag om Jesus se dienste te verontruk. Maar vir hoe hy praat weer. Berou was te laat. Toe hy graag rykdom en plesier wou inhoed, om sodoende weer 'n volwaardige mens te word, was hy reeds hulpeloos in die greep van die bose. Hy het hom op vyandige terrein begewe, en die Satan het besit van al sy vermoëns geneem. Koning van die Eeuwe, bladsy 256. Ons kan nie waag om enige opsig ongehoorsaam te wees nie. Ongehoorsaamheid word kettinge wat jou so bind dat jy later nie meer kan loskom nie. Ons lees verder in Koning van die Eeuwe, bladsy 256, die verleier het hom met baie bekoorlikhede gerok. Maar toe hy die arme man eers in sy mag gehad het die vyand hom meedoenloos wreed behandel en verskrikking oor hom gebring. Dis die lot van almal wat hulle aan die bose oorgee. Die towerende plesier van hierdie vroeë lewe eindig in dieptes van wanhoop of die krankzinnigheid van 'n verdorwe siel en die van aanhaling. Selfverdoning vat vir 'n rukkie alles uit 'n mens uit.
maar die onaangename gevolge is vir altyd. Toegegee aan sinsgenot is maklik. Dit neem net 'n oomblik. Maar ongeluk is die gevolge. Dis 'n lewenslange skade weer. En toe gebeur dit, die gaan in die kerk. Terwyl Jesus daar die Sondagoggend besig was om die liefde van sy hemelse Vader te vertel, was daar skielik pandemonium in die kerk. Markus 1 vers 23 en 24. Dis vandag se Passoververs. En daar was hulle in die sinagoge 'n man met 'n onreine gees en het geskreeu en gesê: "Hou op! Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareëner? Het u gekom om ons te verdelg? Ek ken u. Ek weet u is die Heilige van God." Die vooraanstaande manne in die voorste ry het skrik hulle boegram. Kinders begin hysteries huil. 'n vet oom wat geslaap het, skrik skielik wakker en weet nie wat hulle nou gaan nie. Hier is 'n konfrontasie tussen Jesus en die bose. Hier kry ons 'n tipiese voorbeeld van die stryd wat daar tussen Christus en Satan oor siele woed. Almal wil die hart van die sondaars verhoor en behou. Wie gaan wen? Ons is ingelig, ons weet wie gaan wen. Maar baie mense daar buite weet dit nie. Wat het in hierdie besetenis se gedagtes aangegaan? Moet Jesus hom van die mag van die duisternis verlos? Koning van die eeue, die gees van die getuisde is deur Satan verduister. Maar in die heilandse teenwoordigheid het 'n ligstraal die duisternis deurgedring. Koning van die eeue, bladsy 214. En die volgende paar aanhalinge kom van dieselfde boek en dieselfde bladsy af. Wat 'n interessante sitaat is dit nie. Die duiwel wat die duisternis in 'n mens se lewe bring, kom ons bly weg van hom af. Maar wanneer ons in Jesus se teenwoordigheid kom ons in sy lig wat daardie duisternis penetreer. Dis die teenwoordigheid wat ons voortdurend hoor te soek. Ons lees verder uit dieselfde boek uit, 'n verlange het in hom pos gevat en van die Satan se beheer bevry te word, maar die duiwel het die mag van Christus weerstaan. Toe die man hom op Jesus se hulp wou beroep, het die bose gees woorde in sy mond gelê en het in angs uitgeroep: "Arma Ami Shaddai." Hy het vaarweg besef dat hy in die teenwoordigheid is van iemand wat hom kom bevry, iemand groot. Maar toe hy uiteindelik aan sy verlossingsdrang wou gee, het die duiwel hom teëgehou. Ek hou nog steeds sy koning van die eeue aan. Die duiwel het al sy mag gebruik om sy slagoffers te behou. Om Jesus nie te gee, sou 'n oorwinning vir Jesus wees. Dit was asof die getuisde sy lewe in die stryd met die vyand gaan verloor. Dit kon hom as mens geruïneer het. Die oë van almal is op Jesus en Ami Shaddai gerig. Miskien was daar mense wat gewonder het of Jesus die besetene kon genees. Wat 'n oomblik van spanning. Gaan Jesus triomfeer? Sal die bose voor hom wyk? Sal arme Ami Shaddai genees word? Ons lees in vers 25, 26, 27 en 28 die volgende. En Jesus het op bestraffing gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en het uit hom uitgegaan. Vers 27, en almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: "Wat is dit? Wat 'n nuwe leer is dit, dat hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee en hulle ongehoorsaam was." Dit is vir hulle vreemd. Dis Jesus se tweede wonderwerk wat hy besig is om te voer. Vers 28, en die gerug aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. En dit was nie lank nie,
Want daar is nog in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. Die boodskap van daardie Sabbat 2000 jaar gelede het 'n geestesversteurde man in 'n sinagoge in Kapernaum binne gestap. As gevolg van sy sondige lewe het hy in die mag van die duiwel beland en Jesus se teenwoordigheid het hy hom tot hulp geroep. Die Satan wou nie laat gaan nie. Maar Jesus het hom vergewe en verlos. Ons is vanoggend hier, toe ons by die kerk ingestap het. Dit mag dalk wees dat een of ander oortreding 'n donkerte in ons lewe het. Dit mag wees dat ons in die toue van bitterheid, verslawing of neurose vasgevang is. Miskien is daar nog 'n titseltjie onvergewensgesindheid by ons. Ons dink dalk dat ons al ons sondes bely het, maar ons toe nog iets wat die vyand ons steeds vaste plek in ons lewens gee. Jesus is vanoggend hier om na ons noodkreet te luister. Hy is vanoggend hier om ons van al ons sondes te reinig. Hy is hier om ons uit die mag van die bose te verlos. Die vraag is, wil jy verlos wees? Is daar opregte begeerte om van sekere verkeerde gewoontes bevry te word? Al wat hy van ons verlang, is ons toestemming, dat hy vir ons kan doen, wat ons nie vir onsself kan doen nie. Ek het al voorheen, by meer as een geleentheid die volgende opmerking gemaak, is opgeteken in Hebreërs 3, vers 13 tot 15. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword. En as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar was, omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard nie julle harte nie. Sal ons om die toestemming gee om ons op nie te verlos, of gaan ons het uitstel tot dit te laat is? Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat U vandag teenwoordig was hier in ons. Dankie Here dat ons op U kan vertrou, dat ons ons probleme na U toe kan bring. En ons weet dat U nie foute maak nie, maar dat U ons altyd ons sal hoor wanneer ons sondes bely en doen wat U vir ons vra. Ek vra dan Here dat U met ons sal wees. En daarom is dit vir U voorreg om volgende die seën uit te spreek oor hierdie gebed. Here sal julle seën, julle beskerm. Here sal tot julle redding kom, tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.